Ons is te geneig om te dink dat ons begrippe was nog altyd dieselfde. Die individu is 'n baie belangrike, dis 'n hoeksteen begrip vir belangrike moderne werking. Ek dink net die begrip moet net nie te relativisties raak. Hy moet nie te verskywend of te konstruktief raak nie. Jy vra nou van daardie persoon gelyktydig om sy individuele aanspreeklikheid uit te bou en nie geld te steel van sy maatskappy nie. Ek het 'n probleem as iemand my comrade noem. Dis my militêre term. Welkom by die Hangbrug, gesprekke oor die letterkunde en filosofie. Charles Pierre Naudé is my mede-aanbieder. Aan die oorkant, Charles, jy kan jouself voorstel en ek is Pieter Dievenage. Ja, goeiemiddag mense. Ons het besluit, soos julle weet, gaan die Hangbrug oor filosofie en letterkunde en die verband dikwels tussen filosofie en letterkunde. En ons gaan vandag praat oor 'n bepaalde begrip, die individu. Die begrip die individu lê aan die basis van baie belangrike moderne funksionerings, eie tydse funksionerings, soos byvoorbeeld die demokrasie, 'n mens stem as een mens, een stem, jy weet, en die kunste, daar is, jy skryf 'n boek as 'n outeur, in die regspleging speel die individu 'n absolute kardinale, 'n hoeksteenrol. Aanspreeklikheid is dikwels individu gebonde. In die ekonomie word kontrakte aangegaan deur individue. Nou ja, dit kan ook groepe behels en so, maar dit lyk praat 'n mens van 'n regspersoon, nie? As dit sê maar 'n maatskappy is. Jy praat van 'n regspersoon. So dit is 'n instelling, maar hy werk ook as 'n persoon. Ja. As 'n subjek. Ja. Interessant. So die individu is 'n baie belangrike, dis 'n hoeksteen begrip vir belangrike moderne werkings. Maar ons is te geneig om te dink dat ons begrippe was nog altyd dieselfde. Histories en miskien verander kulture. Die individu is nie oral dieselfde nie. En dit was ook nie histories binne die westerse of die proto-westerse kultuur net een ding nie. Dit het verander. Dis die eerste ding. Die ander ding wat kan ek net gou inkom, jy het dit baie mooi geskilder. Ja. Dat natuurlik as jy oor die individu praat, moet jy praat tussen kulture. Daar's nie net een begrip van die individu nie, en daar's 'n historiese agtergrond. Ja. Ek persoonlik, jy kan nou maar sê hoe jy daaroor voel, want ons gaan nie altyd uit een mond praat hier op by die Hangbrug nie. Ek persoonlik kom nou uit 'n bepaalde hoek, ek is meer westers georiënteerd. Nie dat ek daarmee wil sê alles in die weste is nou die beste nie, maar dit is nou maar die mens wat ek is. So die geskiedenis van die individu in die weste is baie sterk. Die regs, jou voorbeelde hier is baie uit daardie kultuur uitgeneem. En dan baie belangrik is dat 'n mens ook jou religieuse agtergrond speel ook 'n rol, nie? En byvoorbeeld ek dink nou skielik aan Sharia reg jy weet in die tradisionele moslim kultuur glad nie so sterk op die individu en sy regte gerig is nie. Ek ken nou nie daai geskiedenis so goed nie, maar dis 'n baie interessante punt wat jy maak. Want kyk byvoorbeeld uit die Christelike, ek benadruk net wat jy sê dat jy praat uit die westerse. En uit die wester sal dit dan ook Christelik wees en protestants. En dan is daar natuurlik onderskeide tussen die Katolicisme, die Protestantisme en die ortodokse opvattings van die individu. Yes. En mens moet al hierdie sensitiwiteite lewendig hou as jy praat oor die individu. Nou het ons nog nie eens by Afrika gekom of sê maar die oosterse kulture of Suid-Amerika en al die plekke nie. Maar selfs in die
in die kultuur wat ons ken, waar die westerse die moderniteit wat ons ken, waarin die westerse erfenis die boot voer, leidende plek het, selfs in hierdie kultuur word die waarde van die individu omskryf. Baie sterk deur kollektiewe waardes. Byvoorbeeld, jy kry Freud en Jung wat gepostuleer het en oor jy weet die kollektiewe bewuste, die kollektiewe onbewuste en die onderbewuste wat die individu konsep radikaal problematiseer. So jy kry dit nie net in ons eie tyd waar die individu konsep geproblematiseer is nie, maar dan ook histories gesien. Ja, dit is 'n baie interessante En ook die manier waarop die ek sal nou vir jou kans gee. Ook die manier waarop die individu konsep dan funksioneer. Dit is nie so eenvoudig nie. Nee, dit is nie so eenvoudig nie en die belangrike is 'n mens kan tydperke uitwys in die geskiedenis. Ja. Soos byvoorbeeld by die klassieke Grieke werk al met 'n begrip van die individu. Ja. Sokrates byvoorbeeld, Plato, Aristoteles. Dan het jy die Hellenisme. Baie van ons westerse idee van die self of die individu kom via die Stoïsyne. En die Epikureërs, jy weet, dit is daai Hellenisme deur die Christendom. Is 'n godsdiens wat vryheid vir die gelowige toelaat. Mens kan dit vergelyk met ander gelowe. Jy bring nou vryheid in verband met die individu. Met die individu, want die individu wat keusevryheid het. Dis 'n belangrike relasie. Ek bring nou vryheid, ons het dit nog glad nie genoem nie, maar ons gaan die begrip vryheid ook saam met die individu noem, want jy kan nie aan 'n individu dink, iemand wat vir hom of haarself dink, as vryheid nie ook daar ter sprake is nie. Precies. En dit het jy byvoorbeeld ook in die Christendom as 'n religie, vryheid. En dan het jy natuurlik die ontwikkelingsgeskiedenis, en ek bly voorlopig in die Weste, oor die middeleeue na die vroeë moderne, die Renaissance of die vroeë moderne, die protestantisme na die meer klassieke moderne toe. So het ons 'n geweldige lang geskiedenis van die individu en die vryheid, en wat vir ons gesprek belangrik is natuurlik. Die letterkunde, wanneer begin die eerste romans? Natuurlik is daar baie lang tradisie van digkuns en so aan. Jy kan ons daar help. Die moderne kunste is eintlik gebaseer op die hoeksteen van die individu. Dit verander miskien so 'n bietjie in die postmoderne tyd, maar dit is eintlik waar die individu staan baie sterk in die kunste. Daarom het jy Roland Barthes en Sartre en die mense gekry wat begin skryf het oor die dood van die outeur, waarin hulle hierdie hoeksteen van die individu as kunstenaar eintlik so 'n bietjie probeer problematiseer het. Kan ek op die punt inkom? Kyk, Freud het jy genoem. Mens sou ook Marx kon noem, jy sou Nietzsche kon noem. Dit is alles bewegings in, kom ons noem dit maar die breë westerse traject, waar daar interne kritiek kom. Want aanvanklik moes die individu sigself vestig, sê maar vanaf die Renaissance tot 'n groot mate weer hervestig, met 'n toeëinding van die klassieke. Want in die middeleeue was daar 'n definitiewe begrip van die vryheid, maar die kerk was baie sterk en die kollektiewe, sou mens kon sê, het dalk 'n sterker rol gespeel daar. Maar die ding is net, wanneer Freud of wanneer die 19de eeu na vore tree, en dit is eintlik al 'n bietjie vroeër, sou ek sê by die romantiek, dan word in 'n sekere sin die sterk individu word geproblematiseer. Die sterk subjek begrip. Dis nou 'n ander begrip wat ek hier inbring. En dan ontwikkel daar 'n kritiek teen 'n te sterk individuele begrip, maar sonder om die individu op te gee. So dis wat mense sê. Ons moet net ook versigtig wees om die individu om dit te sterk aan die westerse te koppel. Jy weet, dikwels is ek sou redeneer dat die posisie van die individu in die eie tydse samelewing is 'n uitvloeisel van moderniteit, en wat moderniteit behels, eerder as
wat Weste behels. Dit is maar net die heersende moderniteit wat nou lyk wat nou die individu in sy funksionerings gelykstel aan die Westerse. Daar kan ek het 'n probleem daarmee, dit is dalk nie heeltemal so nie. Ek dink daai kwalifisering is belangrik. Ja, Ek dink so. En daarom praat deesdae mense van moderniteit meer in die meervoudsvorm. Jy weet Moderniteit moderniteit en ontologie, ja. En ontologie, want kyk, byvoorbeeld moderniteit het in Japan anders uitgespeel as in Wes-Europa of in Amerika of hier in Suid-Afrika. Het die moderniteit ook vanweë baie interessante omstandighede op 'n ander manier uitgespeel. Maar mens kan nog steeds die verskillende moderniteite sien in gesprek met mekaar en mens kan die rol van die individu binne moderniteit is belangrik soos jy uitwys en jy het dit gewys in die verskillende samelewingssfere soos die ekonomie, die politiek en in my boek in die rede geval wat ek onlangs geskryf het, probeer ek juis die konsep of die strewe van 'n Afrika moderniteit alreeds inbring wat 'n baie interessante en baie problematiese of komplekse strewe is wat homself dikwels definieer in teenstelling met die proto-westerse vorm van moderniteit wat ons aangewoond is. Charles, ek wil net by jou hoor, ons moet nog, ons is in hierdie eerste gedeelte nou van ons gesprek. Ons sal nou aankondig wat lê in die tweede en die derde deel voor. En die tema van die van rasionaliteit, redelikheid en die individu. Wil jy iets meer daaroor sê? Wel, dis juis in die moderniteit wat die begrip redelikheid baie sterker met die individu gekoppel is. Okay. Maar meer belangrik is hoe funksioneer die konsep individu? Jy weet die waarde van die individu is nie essensialisties nie. Dis nie dis relasioneel. Dit is nie soos 'n bepaalde massa of 'n pond vleis wat daar lê nie. Dit word die waarde en die betekenis van 'n individu word bepaal in die manier waarop hy met die ander waardes, die verskillende kollektiewe waardes ensovoorts in werking tree. Dit is baie meer so sê maar 'n syferse waarde sou ek sê. Sê maar die waarde van 5. Sê nou die individu konsep se waarde is 5. Daai 5 se waarde is nie in homself opgesluit nie, dit is omdat daar ander waardes is soos 1, 2, 3 en 4. Okay. So dis die waarde van die individu is relasioneel. Ons moet dit in gedagte hou. Ek dink dit is belangrik om dit te sê. Ek dink is belangrik, kyk, en die oomblik as mens praat van die rasionele individu, dan kom daar begrippe soos autonomiteit, jy weet, dat die persoon moet vir hom of haarself kan dink, en die groot denker natuurlik in die geskiedenis, wat hier na vore tree, is Immanuel Kant in die 18de eeu, wat gepraat het oor, maar daar's ook heelwat ander denkers rondom ons, 'n tipiese moderne verligtingsdenke, dat die mens dink vir homself, moet volwasse wees, mondig wees, skryf Kant, om namens hom of haarself te dink, maar altyd in verhoudinge. Nie een van die denkers sal dit ontken nie. En party moderne of partymal nou, jy begin 'n ander begrip ook inkom, liberaal. Dit beteken dat jy vry is om vir jouself te kan dink. Party denkers word dit verabsoluteer, by ander denkers staan dit altyd in verhouding met. Soos jy dit al baie mooi uiteengesit het. Maar die belangrike is, dink ek, dat ons net moet weet, hierdie is 'n eerste teoretiese gedeelte, en ons wil nou deurgaan nadat die miskien moet jy ons help, wat gaan in die tweede en die derde segment nou gebeur op hierdie basis? Ek wil net weer die kykers daaraan herinner, dat 'n konsep soos die konsep individu was nooit dieselfde noodwendig as wat dit nou was nie. Okay? Dit is 'n konsep wat saamhang met wat 'n mens kan noem werklikheidsbegrippe. Soos die mens verander sy werklikheidskonsepte ook, jy weet.
Byvoorbeeld die Renaissans het 'n bepaalde werklikheidskonsep gehad. Die middeleeue wat voor die Renaissans gekom het, het 'n bepaalde werklikheidskonsep gehad. Die individu as een van die konsepte wat in die samehang van ander konsepte sistemies funksioneer, se betekenis verander. Hierdie betekenisse funksioneer sistemies, ons moet dit onthou. Byvoorbeeld in die Renaissans of sê maar in apartheid, jy weet, dit is ook 'n werklikheidskonsep. En jy weet, as jy dink aan 'n trendy konsep, begrip soos Ubuntu. Dit word baie dikwels gebruik en aangehaal in die huidige tyd as synde iets wat baie sterk verband hou met die individu. Dit is 'n vreemdeling, 'n individu wat na jou deur toe kom en jy moet gasvryheid, Ubuntu aan hom betoon. Maar was dit altyd so? 'n Mens kan begin bespiegel. Was dit altyd so? Was daardie vreemdeling altyd 'n individu of was hy dalk of sy dalk 'n verteenwoordiger van 'n ander stam of koning? Dan is dit nie soseer 'n individu nie. Okay? Met ander woorde, ek wil net weer eens waarsku, ons moenie na historiese begrippe kyk asof dit nog altyd dieselfde was soos die manier waarop ons dit nou gebruik. Hoewel ons dit kan herinterpreteer en employeer. Ek dink net die begrip moet net nie te relativisties raak nie. Nee, jy weet, hy moet nie te verskywend of te konstruktief raak nie. Met ander woorde, die begrip moet nog steeds, as ons praat van 'n individu, dat ons nog min of meer oor dieselfde ding praat, dat daar is 'n bepaalde geskiedenis daar agter, dat dit hardloop deur historiese periodes toegegee, maar dat ons 'n sekere lyn kan trek waar rondom ons kan argumenteer wat die verhouding tussen individue en die werklikheid is. Dit is, ek wil nie laat ons hier nou te ver in elk geval kan ons oor een ding saamstem, dat die individu is waarskynlik die grootste konsep van die moderne tyd. Ja, dis ek sou sê een van die heel belangrikste begrippe. Goed, Charles, dit was dan die min of meer die eerste gedeelte, die teoretiese gedeelte, maar ons het al so 'n bietjie aan problematisering geraak, maar help my nou en die kykers, waarheen beweeg ons nou met die gesprek? Okay, ons gaan net kortliks praat oor aspekte van die Suid-Afrikaanse realiteit wat dalk die begrip individu strem, terwyl ons besig is om 'n demokrasie uit te bou of te wil uitbou wat juis op die begrip individu gebaseer is. Dis baie belangrik dat 'n mens nie onwetend kontradiksies inbou waarop mense dan onbewustelik reageer en dan kan hulle terugval in ou maniere van dink wat vir hulle makliker is. Byvoorbeeld in Suid-Afrika, en ek is nie besig om kant te kies nie, is daar in die strewe na transformasie is daar 'n sterk klem op kollektiewe aanspreeklikheid eerder as op individuele aanspreeklikheid. Okay? Daar's 'n baie sterk argument daarvoor uit te maak en in enige wêrelddeel is daar ook 'n baie sterk argument daarvoor uit te werk. Maar dink net, waar kom jou gemiddelde Suid-Afrikaner vandaan? Jou gemiddelde Suid-Afrikaner kom uit 'n pre-moderne omgewing waarin die groep, die stam en dies meer baie belangriker was as die individu. Jy vra nou van daardie persoon gelyktydig om sy individuele aanspreeklikheid uit te bou, okay, en nie geld te steel van sy maatskappy nie, vir sy familie ensovoorts, om dit nie te doen nie, want ons leef in 'n ander soort tyd, maar terselfdertyd is jy besig om 'n groot transformasie beginsel te dryf, wat juis die individu konsep skynbaar ondermyn en besig is om
groepsverbande te plaas bo die individu. Dit skep vir jou gewone man in die straat 'n kontradiksie. Wat gaan hy dan daarmee doen? Wat gaan hy daarmee doen? Gaan hy die individu konsep kies bo die groepskonsep? Nee, hy gaan nie. Heel waarskynlik nie. Hy kom direk uit 'n omgewing waarin die groepskonsep bo die individu konsep geregeer het vir millennia. Wat gaan hy kies? Hy gaan kies teen die individu konsep en dan gaan hy kies vir sy familie en hy gaan kies vir sy groter gesin en hy gaan die aanspreeklikheid van die individu wat van hom vereis word deur 'n moderne samelewing se regspleging en die demokrasie se konsep van een man, een stem, gaan hy ondermyn of sy. Ja. Of laat ons sê hierdie tipe problematiek kan plaasvind in 'n samelewing soos Suid-Afrika waar die individu nie deur almal op dieselfde manier verstaan word nie. Ja, dit is nou hier waar ons sit met 'n sogenaamde pluralistiese samelewing. Ja, en onthou net, ek wil net die volgende sê, ek is nie besig om transformasie te nok nie. Ja. Ek het juis gesê dat die kollektiewe het 'n plek. Ja. Maar ons moet versigtig wees hoe ons hierdie goed in verband met mekaar bring. Ek dink jy pleit vir kontekstualisering, nê? Ja. Maar ek dink 'n mens moet dalk het ek jou verkeerd verstaan, mens moet nie die kollektiewe teenoor die individu te strak stel nie, jy weet. Mense kom uit bepaalde horisonne. Kom ons sê maar kulturele horisonne, nê? Ja. En in Suid-Afrika is die stamkultuur of kom ons noem dit die etniese kulture onder baie Suid-Afrikaners is daar. En dit is nie net vir inheemse swart mense die geval. Onthou dat Afrikaners was vir 'n baie lang tyd voor moderne mense of vroegmoderne mense. Ek meen jy weet Van Wyk Lou het gesê dat die Afrikaner was 'n vroegmoderne wese tot in 1920. Dit beteken iemand wat baie rudimentêre idees oor staatsbestuur het. Ja. So dis nie net 'n nee. Kyk, ek wil nie te diep in hierdie stadium te diep daarop ingaan nie, want ons het verskillende kulturele horisonne. Waaruit mense kom, maar die realiteit van 'n moderne staat stel ander eise. Met ander woorde, net het jy reg aan die begin van ons gesprek gesê. Die realiteit is dat jy moet ook in 'n ekonomie kan funksioneer. Jy moet binne 'n politieke stelsel kan funksioneer. En is ek reg as ek sê dat die individu staan as 'n hoeksteen in hierdie goed? En die individu is baie belangrik daar, ook die kunststelsel, né? Ek gebruik nou 'n verskriklike woord. Maar om 'n kunstenaar te wees onder moderne omstandighede, moet jy ook met hierdie kragte en magte kan tot verhaal kom of in balans bring. Van jou kollektiewe agtergrond en van individu wees. Want die moderne staat en die moderne ekonomie stel daai eise aan jou. Precies. En die moderne reg. Precies. En ek sou ook sê die moderne kuns. Dis ook nou weer 'n begrip op sy eie. Ons gaan in die derde segment meer na die romankuns toe en meer na die geskrewe kunswerk in ons moderne en huidige tydperk. Maar jy sit sulke geweldige goed hier op die tafel, Charles, en ek dink dit staan ook in die hart van die politieke problematiek van Suid-Afrika. Ek wil weer eens net noem, ek kies nie kant nie. Ja. Albei hierdie kante lyk vir my asof hulle ewe 'n sterk saak het. Maar daar's probleme wat vereis. Daar's probleme, maar ek dink die deel ons gesprekke hier gaan nie oor wie's reg of verkeerd nie. Beide ek en jy probeer om die probleem oop te maak. Presies. En in baie opsigte is die vraag in hierdie hangbrug, is die vraag partymal belangriker as die antwoord. Dit is die filosofiese lyn wat hier deurloop. En kykers gaan nie altyd by my en jou klinkklare antwoorde kry nie. Want dit is nie die doel van die gesprek waar filosofie en letterkunde ter sake is nie. Soms gaan ek 'n posisie inneem. Mens moet 'n standpunt inneem, maar dan moet jou standpunt voorlopig wees. Dis sommer nou net so iets op die kant. Maar ek wil weer terugkom na wat jy op die tafel hier gesit het, en dit is dat wanneer jy praat oor 'n begrip soos individu of die subjek, die vrye subjek, die autonome self,
die vrye self. Ja, As ja. mens praat van dit, moet jy in 'n land soos Suid-Afrika baie genuanceerd na hierdie begrip kyk. Waar kom die persone vandaan wat die individue is? En ook uit ons eie Afrikaanse of Afrikaner wêreld ken ons die gekompliseerde prentjie van om 'n westerse groep in Afrika te wees. Ja, ja, ja. En jy het Van Wyk Lou genoem. Ja. Nou die Engelssprekende sogenaamde wit Suid-Afrikaner het net Ja. so komplekse, dink ek, geskiedenis Ja. in Suid-Afrika, want die individualiteit wat ons het is baie sterk beïnvloed deur die Anglo-Amerikaanse kultuur die afgelope 2, 3, 400 jaar. Ja. En dit sou interessant wees hoe kom ons sê maar die histories Engelse gemeenskap in Suid-Afrika individualiteit sien en vryheid en so meer. Maar inderdaad. jy het sulke belangrike goed hier op die tafel gesit. Ek kan maar net sê ek gaan nie al die antwoorde op wat jy Ons gaan geen antwoorde gee. Maar ek is meer aan die kant van jy kan ook nie jou eie kollektiewe kom ons sê maar jou eie kollektiewe voorkeure teen die realiteite van die moderne staat lees nie. Daar moet 'n vorm van bemiddeling plaasvind. Absoluut. Tussen dit is pluralis. En ek dink dit is die dilemma in Suid-Afrika dat baie Suid-Afrikaners maak die oorgang vanaf die wêreld waarin hulle tuis was vir so lank en die nuwe realiteite, daai oorgang is moeilik. Sou jy dan sê sommige mense gee hulle oor aan 'n totaal onbemiddelde ervaring van sogenaamde suiwer individualiteit en dat niks anders tel nie? Ja. Ek sou sê as jy nie behoorlike 'n debat, 'n diskurs Dit klink vir my na 'n baie verarmde lewe. Baie verander. Maar kyk, en eensaam. Maar saam met die individualisering van die mens is daar 'n lang geskiedenis van kritiek van dat mense vereensaam, dat mense net aan hulle self dink. In hulle klein wêreldjie jy weet verlore raak. So aan die een kant moet jy jou kollektiewe wortels saam met jou dra, maar jy kan ook jou groepswortels en sulke goeie. Jy moet dit saam met jou dra, maar jy moet dit ook in 'n sekere sin die heeltyd saam met die individuele kultuur en die vryheid om te kan kritiseer. Dit aan 'n kritiek onderwerp. Sodat jy steeds kan tuis voel waar jy vandaan kom, maar jy moet in 'n nuwe omstandighede funksioneer volgens die spelreëls van die moderne samelewing. Maar ek voel ek het nou baie lank gepraat. Ek dink jy het dit mooi saamgevat daar en ons laat dit dan eerder by die beeld van 'n problematiek eerder as antwoorde. Kyk, ons gaan later praat oor 'n nuwe woordeskat in 'n ander program vir Suid-Afrika. En dalk is dit die uitdaging dat hierdie problematiek wat jy voor ons op die tafel neergelê het, dat dit ons almal se taak is om diep daaroor na te gaan dink. Kan Suid-Afrika as 'n eenheid, jy weet, 'n eenheid is nou weer 'n ander gelade woord, funksioneer gegee die komplekse aard van ons samestelling? Dit is die diep vraag wat hier agter alles lê. Ek dink ons kan en ek dink ons moet, maar dit is nie so maklik om uit te werk nie. Dit is nie so maklik om uit te werk nie. Ja, want wat jy nou kry, ek dink waarna jy mik is, jy kry partymal kollektiewe goed waar individuele goed 'n rol moet speel. Kyk, iets wat vir my baie interessant is, die ANC wat sigself voorstel as 'n moderne bevrydingsbeweging wat vryheid gebring het, en wat vryheid na die land gebring het, werk nog baie sterk met die metafoor, die organisasie dink vir my. Dit is daarom baie interessant wat jy nou sê. Sou jy enigiets daaroor meer wou sê? Dit is juis 'n ondergeskikmaking van die waarde van individu wat kom stemdag nou skielik die groot konsep is. So dis die organisasie wat vir my dink voor stemdag en dis die organisasie wat vir my dink na stemdag, maar op stemdag verwag die regering dat elke mens aan homself as 'n individu met individuele aanspreeklikheid wil dink. Daar is 'n kontradiksie. Niemand kan dit ontken nie. En besef ons dat hierdie kontradiksies moet besleg word as ons 'n vlot
filosofie vir onsself wil ontwikkel? Want dis die kernvraag en die groot ding is net, ek dink die enigste, wel nie die enigste nie, maar 'n manier om hierna te kyk en 'n oplossing te probeer bedink, Ja. het te doen met die feit dat die verhouding individu-kollektief moet altyd oop wees na beide kante toe. Absoluut. Wel, maar meer as een kant. Ja, en dan moet Ja. 'n vloeibaarheid wees, maar Ja. mens kan nie die belangrikheid van 'n mens wat vir hom of haarself dink uit die verhouding haal nie. Absoluut. Want dan kom jy in 'n tipe kollektiewe vaarwater of wat ek sou noem totalitêre maniere van dink en handel, kom jy daar te staan. Kyk, dis interessant om om die ooreenkomste tussen die ANC se ethos van die organisasie dink vir my te vergelyk met 'n militêre ethos. Enige militêre ethos reg oor die wêreld. Ja. Daar's baie ooreenkomste. In enige militêr is die posisie van die individu baie sterk omskryf en tog kry jy heldedade waar die individu in die oorlogssituasie 'n individuele besluit geneem het wat niemand anders kon geneem het behalwe hy of sy in daardie oorlogssituasie en hy kry 'n medalje. Ja, en dit is nie die kollektief wat die medalje Of sy kry 'n medalje, maar dit is die enkeling wat die medalje. Ja. Charles, ek wil nou graag hier 'n baie belangrike opmerking maak. Ja. Dit gaan oor ons woordeskat ook in die politiek. Hier aan die einde van hierdie segment. Ek het 'n probleem as iemand my comrade noem in 'n politieke organisasie. Dit klink soos André de Ruyter. Hy het ons ook 'n probleem daarmee gehad. Ja, kom ek sê hoekom ek 'n probleem daarmee het. En die comrades het 'n groot probleem gehad vir sy wat gesien is as gebrek aan respek. Ja, maar ek vir hierdie konsep. Kom ek sê vir jou hoekom ek 'n probleem daarmee het. En dit is vir my 'n militêre term. Inderdaad. Kameraad of comrade. Pas dit in die strydperk van die politiek? Dis my vraag. En dit sluit aan by my vorige punt, as jou politiek van 'n aard is dat jy sê die organisasie dink vir my. Ja. Jy weet, en jy gebruik die begrip kameraad, maar daar's 'n erger begrip nog as dit. As jy kyk na die EFF, hulle is volledig die hele party is militêr ingerig. En na aanleiding wat jy nou oor die militêr gesê het. Ja. Nou dan is die groot vraag, waar is die individu hier? Hoe hou dit met historiese voorbeelde verband? En hier gaan ek nou nie 'n klinkklare antwoord op die hele ding gee nie. Ek maak net daai problematiek hier aan die einde van hierdie deel van die gesprek oop, want ek dink dit is goed hierdie wat intens verband hou oor hoe ons die individu in die samelewing. Ja, baie dankie daarvoor, Pieter. Jy het dit goed gedoen. Die individu, hierdie is nou ons laaste segment. En ons sal fokus op die individu en die kunste. Heel aan die begin het ons gesê dat die individu is 'n hoeksteen van baie moderne aktiwiteite. En die moderne kuns gaan op 'n baie bepaalde manier om met die individu konsep. In die eerste plek word kunswerke geskep deur individue. Dit word uitgestal onder hulle name, meestal. Dit word soms geproblematiseer, maar en die boeke word geskryf onder auteurs se name. Dit word so in die biblioteke ook gekatalogiseer. En dit is die grootste verskil tussen antieke woordkuns en moderne woordkuns, die posisie van die individu. As ek byvoorbeeld dink aan Ovidius, 'n antieke digter en eposskrywer, se kuns, die individu is ondergeskik daar aan die werking van die gode. Die gode is weer ondergeskik aan mekaar. Daar is die grootste individu daar is eintlik maar die noodlot. Jy weet, die noodlot is die grootste individu. Dis eintlik die enigste ou wat individuele regte het, die noodlot.
Okay, en so kan jy gaan van tydperk na tydperk. Die moderne kuns wat baie saamhang met die industriële revolusie, met dinge wat gebeur het in die ekonomie, plaas die individu en die individu se reaksie op op oorrompelende kollektiewe kragte voorop. Byvoorbeeld, en 'n mens kan likrake voorbeelde kies. Kan ek net vir 'n oomblik Ja. weer teruggaan na die klassieke? Ja. 'n Interessante voorbeeld vir my is Plato. Okay, Want mens weet nooit, is dit Plato wat praat of Sokrates nie. Dis interessant. Want kyk, Ja. Plato se dialoog, dit is ook Ja. interessant, dit is hy Ja. kies die dialogiese vorm, Ja. saam met die argumentatiewe, terwyl ons het, jy weet, ons het nie eintlik dramas wat ons uitvoer as ons deesdae filosofie skryf nie. Ja. Maar Plato het dramas geskryf, nie? Ja. Maar sy hoofkarakter is Sokrates, Ja. wat sy leermeester was. Ja. Nou weet 'n mens nie altyd wie is Plato daar en wie is Sokrates nie. Wat 'n interessante ding is so 'n bietjie weg van die individu. Maar net die student van Plato, Aristoteles, wanneer hy aan die woord is dit 'n redelike dis 'n individu wat daar skryf, alhoewel sommige van sy groot werke is deur sy studente So daar is 'n opgeskryf. beweging gewees in die rigting van Ek dink van groter individualiteit. groter individualiteit. Maar natuurlik het Aristoteles binne sy tydsgewrig met 'n klomp geleerdes saamgewerk in sy sogenaamde Lyceum, sy skool, sy denkskool. Ja. So daar moes baie invloede gewees het. Ja. Maar daar beweeg jy nader na wat jy na toe mik, en dit is die moderne individu. Ek dink dis waarheen ons mik. Daar's histories nog ander voorbeelde voor dit, maar ons het 'n baie sterk beweging in die moderne tyd dat skrywers is individue. En hulle staan vir hulle self op. En dan kom die postmoderne tyd waar hierdie sterk posisie van die individu die kunstenaar as individu weer bevraagteken word. Maar nog steeds in terme van die individu deeltyd, jy weet. Die dood van die outeur was gekonsipieer deur 'n individu en individue, jy weet. Roland Barthes, Sartre en die mense, eintlik Roland Barthes. Ja, Barthes. En in die filosofie Foucault. En Foucault, ja. Noem 'n mens dit enigiets anders as Foucault? Nee, jy noem dit Foucault. Ja. Okay, die ekonomie en die industrie en die oorrompelende krag van die industrialisasie kom in Europese en in Engelse letterkunde baie sterk. Dis 'n groot tema. En dis een van die dinge wat die individu vorentoe gestoot het. Ek het 'n roman hierso deur George Eliot. Net voor jy by George Eliot kom, nê? Ja. Wat is ons oudste roman? En is daar al baie sterk in die wêreldgeskiedenis? En wat staan daar agter? Dis nie gewoonlik Cervantes nie. Of jy weet onder moderne omstandighede. En is dit al 'n individuele outeur daar voor ons by Eliot uitkom? Dit is 'n baie interessante ding wat jy daar noem, want dit is 'n individu. Dit is Don Quixote en sy vriend. Hierdie is oorrompelende kragte waarteen hulle werk, en hulle dink elke nou en dan hulle gaan dit oorwin, en dan gebeur dit nie, en dis allerlei snaakse situasies en so. Die individu is daar, ja. Die individu is besig, die konsep van individu is besig om te ontwikkel. Ja. Nou wil jy na Eliot toe gaan. Ek het sommer daai net in. Nee, dis 'n baie belangrike, ek is baie bly jy doen dit. Ek het vir 'n oomblik gedink jy gaan verwys na Bartnell. Ons kan nog oor die Afrikaanse skryfkuns en ook in die 20ste eeu, die romankuns. Waar is die groot voorbeelde van individuele karakters? Wel, Bartnell is een. Ja. Silas Marner en Adam Bede en hierdie romans wat George Eliot geskryf het, gaan oor die individu wat probeer staande bly in 'n tyd van geweldige sosiale verandering. Okay. En dis die veranderinge wat industrialisasie gebring het na Engeland toe. Die individu het skielik baie minder beteken. Masjiene het begin oorvat. Ons is amper nou weer by so 'n situasie. Masjiene,
het oorgevat. Ja. En hoe die individu dan probeer staande bly en onder baie moeilike omstandighede dalk liefde vind. Silas Marne is 'n goeie voorbeeld en George Eliot is een van die groot komponente wat hier skrywers wat hierdie konflik tussen individu en samelewing gehanteer het. En dit is Ten 19e gunste van die individu. en dis 19de eeuse Engeland, nee. Ja, dis 19de En dit eeuse is die Engeland. era van ek wil amper sê ek wou nou rondom fabriek 'n woord geskep het, Ja. maar dis die groot tema van die industriële revolusie, Ja, van ja. masjiene soos jy Ja. dit stel. Ja, ja. En dit is natuurlik ook die tyd wat Marx skryf in die 19de eeu. Dit is so, ja. En Marx se antwoord is dat in 'n sekere sin die individu is te bourgeois. Ja, die individu moet terugstaan terwyl die romankuns in die hande van iemand soos George Eliot Ja, in haar hande kies vir die individu. sy kies vir die individu. Wat natuurlik ook 'n baie sterk motief is binne die Engelse, wat sal ek dit nou noem, die Engelse mentaliteit wat empiries is, maar ook baie sterk werk met individue wat met eksperimente dinge doen. En later aan hy sou uitmond in die liberale demokrasie. So Ek dink kan daar's ek dit sê? daar's Mag ek daar's dit sê? koneksies, Ja, maar dit okay. gaan terug na Locke toe en die natuurreg begrip van Okay. menseregte gaan terug na Locke toe en so aan. Dit het 'n geweldige invloed ook in Amerika. Okay, ja. Wat ook in 'n sekere sin 'n masjienland word. Ja. Maar waar die individu Ek sien, ja. 'n geweldige belangrike rol het binne hulle wat ek sou noem hulle ruwe kapitalisme. Is dis inherënt in die Amerikaanse opset as mens dit so kan stel. So, maar ek is bly jy het na George Eliot verwys. Wil jy na ander Ja, ek romans wil beweeg? 'n boek 'n meer met 'n eie tyds meer onlangse boek in spanning plaas met George Eliot. En dit is Chinua Achebe se boek Things Fall Apart. Wat 'n ikoniese Afrika roman geword het. Dit gaan oor die konflik tussen kolonialisme, 'n oorrompelende sosiale krag wat te staan kom teen tradisionalisme. 'n Baie geordende samelewing waarin die individu insgelyks ondergeskik is, net soos in die kolonialisme, ondergeskik is aan 'n groter opset. En wat doen dit dan aan die individu? En die individu moet keuses maak. En dan val dinge uitmekaar. Of dit kom dalk op een of ander manier wat ons nog nie bedink het nie bymekaar. 'n Groot roman, Ek wil net net sê soos as George jy- Eliot, Ja. se Maar, roman Silas Marne. Maar dis 'n ander eeu. Dis 'n Dis ander die- dis die eeu natuurlik. Ons 20ste praat eeu. hierso van die vroeë 60s. En ons praat van post Tweede Wêreldoorlog. Ja, dis baie belangrik dat jy dit noem. Ja. En dis Ghana as die verwysingspunt by Dis Ashebe, korrek. nê. Ja. Nou vir my is die belangrike ding net wat jy voorheen gesê het. Ja. En dit is verskillende historiese tydperke, verskillende kontinente, verskillende kulturele plekke Ja. en die begrip wat steeds sentraal staan is die individu. Wel die problematiek Ja. wat steeds sentraal staan En is vryheid, die vrye individu. Ja. Is nog steeds hier die punt. En So dis 'n interessante hoe hierdie begrip oor tye 'n bepaalde vashou plek het in ons gesprekke. Ja. Jy weet ek wil nou gaan na die tyd van die Suid-Afrikaanse struggle teen apartheid. En dit is ook waar jy dalk ook sommige wortels skryf en sommige idees in die ANC. Hier is 'n hierdie was 'n baie groot en beroemde eksperimentele drama, Woza Albert. Van Percy Mtwan, Mugeni Ngema en Barney Simon. Okay. In hierdie roman is daar drie roman nie, 'n drama, is daar drie akteurs wat op die verhoog verskillende individuele rolle vertolk. Hulle switch die hele tyd so. Die individu raak sodoende by implikasie ondergeskik aan 'n groter krag, maar dis nou 'n morele krag, 'n morele strewe, naamlik die strewe na bevryding. Okay.
En die individu is ondergeskik daar. Nou bring dit nou weer in verband met wat jy net nou gesê het van dis die organisasie wat vir my dink en nie ek as individu nie. Daar's 'n verband. Okay. Ten slotte wil ek Net voor jy aangaan, ek wil net iets sê. Kyk, ons verwys nou na 'n Britse voorbeeld of 'n Engelse voorbeeld, 19de eeu. Ja. Ons het verwys na Ghana. Na die Tweede Wêreldoorlog is eintlik postkoloniaal. Wel, Of aan die begin van die koloniale na die postkoloniale. Dit is die 60er jare. En dan is dit Woesa Albert, Suid-Afrika post nog voor 94, 80er jare. Ja. En dan wil ek net sê ons moet ek hoor graag wat jy nog sê, maar ons moet in die Afrikaanse letterkunde ook dalk aan een of twee dinge dink. Okay, ons kan. Ek wil nou net twee voorbeelde noem wat mens amper kan sê is neurotiese voorbeelde van die hantering of die rol van die individu in die kuns. En albei hierdie voorbeelde is groot voorbeelde van moderne kuns. Die een is Albert Camus se The Outsider, L'étranger, in Frans, vertaal in Afrikaans, vertaal in Engels as The Outsider, vertaal ook in Afrikaans, ek is nie seker nie, maar kon Jan Rabie gewees het, as Die Vreemdeling, en ook beskikbaar, seker in ou biblioteke en goed, Die Vreemdeling. Ek dink is weer uitgegee deur Praag, deur Dan Rood. Is dit, ek wil baie graag 'n eksemplaar kry. Maar ek dink die vertaler is steeds Jan Rabie. Is dit so, as Dan Rood, jy kyk asseblief tree in verbinding met my as Praag, want ek wil graag 'n eksemplaar hê. Die tweede voorbeeld van 'n kunstenaar, 'n skrywer wat die begrip individu op 'n ekstreme wyse hanteer het, is Gerrit Agterberg, die groot Nederlandse digter, waarin die konsep van 'n individu tot waansin kom in sy lewe en eintlik ook in sy poësie. Hy het 'n vrou op wie hy verlief was eintlik doodgemaak. En die vrou leef voort in sy poësie, in sy verbeelding as 'n individu, maar heeltemal ongeskik aan sy individualiteit, want hy is die skrywer. Voorby die laaste stad is hierdie bundel se naam, Gerrit Agterberg, en is amper, die stad is 'n konsep, het baie sterk moderne konnotasies, beskawingskonnotasies, maar gefolterde beskawingskonnotasies verby die laaste stad. Wie loop verby die laaste stad? Dit is die digter, hierdie individu. Hy loop verby die laaste stad. Wat is daar aan die ander kant van die laaste stad? Waarheen het sy ekstreme en neurotiese individualiteit omgelei? Na totale verlorenheid, sou ek sê. Ja. Dit is amper 'n nihilisme waar dit is 'n tipe individualiteit wat homself in 'n sekere sin ophef of in 'n sekere sin vernietig. As mens dit so kan stel. En mense het daai motiewe. Goed, Charles, ons gaan nou in die laaste paar minute net praat oor die Afrikaanse letterkunde en dan moet ons mooi afsluit waar die kykers met ons in verbinding kan tree en so meer. Maar wil jy iets sê oor die Afrikaanse letterkunde? Jy het vroeër verwys na Van Melle se Bartnel. Ja, Bartnel is 'n vroeë Afrikaanse roman en die individu staan absoluut sentraal daarin. Dit is daar's 'n groot verskil tussen sê maar Bartnel en C.M. van der Heever se plaasromans, jy weet, sê maar Somer ensovoorts, waar die individu baie onderworpe is aan groter noodlottige kragte en eintlik nie so baie daaromtrent kan doen nie, en by Bartnel is dit iets anders. Ja.
Ek sou sê as ek kan by las, jy kan nog Ja, verder sê, ja. die dertigers, die digters is vir my baie goeie voorbeelde van individuele stemme. Kyk, Jy noem nou 'n baie belangrike voorbeeld. Elizabeth Eybers en dan Ja. Van Wyk Lou en W.G. Lou en dan dink ek in die Dit is 60ers amper dit is 'n uiters sensitiewe op die spitsdrywing van individualiteit wat jy daar kry. Absoluut. En In later Afrikaans. skryf Van Wyk Lou daaroor in liberale nasionalisme dat aan die een kant is dit 'n liberale stem, dit is 'n individuele stem, maar dit word ook gevoed deur kollektiewe strominge en so aan, maar ek sou sê in die eerste plek is dit baie sterk individuele stemme wat daar deurkom. En dan die 60ers is 'n doelbewuste poging om teen die harde politiek van die 60er jare, die harde Afrikaner politiek of die 'n tipe politiek wat beskou is as geslote en voorskriftelik om 'n sterk individuele stemme na vore te bring soos Brink, soos Dolf van die Kerk en daai maar ook individuele karakters, onthou dit. Ja, daai karakters of daai karakter in Dolf van die Kerk. Ja, of die sê maar jy weet, dis baie sterk deur die eksistensialisme beïnvloed, die ambassadeur, die Mugu van Etienne Leroux. Dis al in die 50's geskryf. Is dit? En sy pa was 'n minister in die nasionale party. So daai is baie fascinerende stof om dat te Ten slotte wil ek 'n interessante romansier noem, Karel Schoeman. In sommige opsigte dalk die interessantste romansier saam met J.M. Coetzee wat die Suid-Afrikaanse letterkunde opgelewer het. Ek het ander redes waarom ek J.M. Coetzee as interessant sal noem, maar Schoeman dompel weer die individu onder die noodlottige kragte. Maar dit is nie 'n somer of 'n vroeë Afrikaanse roman hierdie nie. Dit is 'n romans nie. Dit is uiters gesofistikeerde, ek wil amper sê laatmoderne kuns hierdie. En ons kan op 'n ander tyd weer daarna kyk. Dis miskien nou maar die individu, die problematisering van die individu staan net so sentraal by Schoeman as by enige van hierdie ander romans wat ek genoem het. Inderdaad. Maar op 'n ander manier, dink ek. Ek sou baie graag laat ons wou verder gaan, maar die tyd het ons ingehaal en ons sal van hierdie temas weer later te berde bring. Ja.